Dis Woensdag, die 18de Februarie en Dirk wat met u gesels. Ons lees in Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hierdie is egter 'n perspektief wat meeste mense mis. Hierdie woorde is nie van die strand af geskryf nie. Dis uit die tronk geskryf. Paulus is in kettinge toe hy dit geskryf het. Sy toekoms is onseker, sy vryheid is weg en tog sê hy weer, moet oor niks besorg wees nie. Dit verander onmiddellik hoe ons dit hoor. Dis nie 'n opdrag van iemand wat nie druk verstaan nie. Dis 'n openbaring van iemand wat iets dieper as omstandighede raak gesien het. Let op wat die vers nie sê nie. Dit sê nie jy sal geen rede hê om angstig te wees nie. Dit sê nie jou lewe sal glad verloop nie. Dit sê moenie besorg wees nie. Angs is nie die teenwoordigheid van moeilikheid nie. Dis die oortuiging dat jy alleen daarin is. En nou kom die verrassende perspektief. Paulus sê nie, gaan maak alles reg nie. Hy sê, bid oor alles. Die skuif is van beheer na gemeenskap, en alles deur gebed en smeking met danksegging. Jy word nie aangesien om vrees te onderdruk nie, jy word uitgenooi om dit oor te dra. Gebed is nie om God in te lig oor iets wat hy nie weet nie. Dis om die illusie oor te gee dat jy self alles moet oplos. En dan staan daar met danksegging. Dit voel onmoontlik wanneer die lewe seermaak. Maar danksegging hier beteken nie jy maak asof die probleem klein is nie. Dit beteken jy onthou dat God homself reeds getrou bewys het aan die kruis. Dit sê, Vader, ek verstaan nie op hierdie oomblik nie, maar ek weet wie U is. En dan kom die belofte. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie vrede is nie logiese vrede nie. Dit oortref begrip. Dit beteken dit maak nie op papier sin nie. Dit verskyn wanneer dit eintlik nie behoort nie. Hierdie vrede stabiliseer jou wanneer alles anders onstabiel voel. Let op die taal. Dit sal jou hart en jou sinne bewaar. Daardie woord bewaar is militêre taal. Dit beteken om wag te staan, om teen indringing te beskerm. Die vrede van God staan soos 'n soldaat by die deur van jou hart. En hier is die openbaring. Die vers sê nie God sal onmiddellik die omstandighede verander nie. Dit sê hy sal binne in die omstandighede jou bewaar. Die storm mag daar wees, die tronk mag steeds daar wees, die diagnose mag steeds daar wees, maar jou hart en jou gedagtes word beskerm in Christus Jesus. Angs skree, jy is nie veilig nie. Vrede staan en sê, jy word vasgehou. En let op waar hierdie bewaring plaasvind. In Christus. Jou vrede is nie gebaseer op jou dissipline nie. Dit is gebaseer op jou posisie. Jy is in Christus, die een wat die dood oorwin het, die een wat die toekoms vashou, die een wat aan die regterhand van die Vader sit. En wanneer angs opkom, beteken dit nie jy het geestelik misluk nie. Dit beteken jy's menslik. Die uitnodiging is nie skaamte nie. Dis 'n uitruil. Jy bring die bekommernis, hy gee die vrede. Jy bring die versoek, hy gee die bewaring. Jy bring die vrees, hy gee homself. As jy nou deur die moeilikste seisoen gaan, is hierdie vers nie 'n teregwysing nie. Dis 'n redding. Jy word nie gesê om op te hou voel nie. Jy word gesê jy hoef dit nie alleen te dra nie. Die vrede van God is nie broos nie. Dit stort nie in een onderdruk nie. Dit staan wag oor jou. En selfs nou in Christus Jesus word jy bewaar. Here, dankie vir die bewaring. Vader, dankie dat ons kan weet dat ons in U kan rus. Selfs al woed die storms rondom ons in Jesus naam. Amen.